Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 396. Ek is professor Hans Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat beskikbaar is? Ek dink aan die boek Wat is jou God se naam? A5 boek met al die nodige relevante verwysings. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is, ekskuus voor ek net hier lees, wil ek net bevestig van die onderdompelingsdiens of doopdiens, die 2 Mei 2026, 3 uur of 1500 uur die middag. Daar's 'n hele paar mense geonderdompel gaan word. So as u wil, daar is plek, as jy net wil kom kyk of net kom ondersteun, is baie welkom. Altyd lekker as ons so 'n groep by mekaar is. U moet my kontak per WhatsApp, dan stuur ek vir die pin location, as ook die adres en 'n klein stemboodskapie om te sê hoe werk alles en vir jy al die inligting gee. So jy kontak my die inligting hier so bo asseblief. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom, maar gaan na deel 1 toe, ieder reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van al ons studies kan ontvang. Ek wil net iets sê so, ons kon nie by al die uitsendings kom soos wat ons gewoond was nie. Ons maak verskoning daarvoor. Ek het die boek klaar gemaak, die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Ons behoort volgende week om te hê as Vader die gesondheid spaar, en dan gaan ons hom vir u wys en vir u die inligting gee. Dis in my heel nuutste boek, dis 'n A5 boek en hy's presies 500 bladsye dik. In kleur, swart en rooi binnekant. So dit is uiters noodsaaklik. Die boek Hebreërs, waarheid of leuns, goed daarin wat nog nooit oor gepreek was in die kerke nie. So, ek het reeds sê, jy moet inteken op die YouTube kanaal, stuur die kontak vir die vriende en kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend, skryf hulle op pen en 'n 33 Bybel ten minste is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre om vir u weer eens baie dankie te sê vir 'n voorreg wat ons het, vir 'n naweek wat verby is, dat ons vanmôre by mekaar kan kom, die begin van 'n nuwe week. En ons wil u Vader Jaffa deur Jaffa en die werking van die Ruach vanmôre sê baie dankie vir ons gesondheid en alles wat ons uit u hand het ontvang. Ek wil bid, seën ons in hierdie week met die studies, maak die woord vir ons oop, voed ons met die brood van die lewe, en laat daai fontein van lewende water aanhoudend sal opspruit in ons binneste. Sal vanoggend se woord. Ons dankie vir elkeen wat by mekaar is in die mooiste naam. Die naam Jaffa, die naam bo elke ander naam. En elke Jaffa sê halleluja, halleluja, halleluja. Aan Jaffa al die eer, die prys en die aanbidding. Baie welkom by ontbyt met Profanus. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike seëning gaan wees en dat die woord vir u net eenvoudig sal oopgaan. Halleluja. Daar's hier 'n paar verrigtinge en dis hoekom ek gou tyd gevat het net om dit af te kondig. Die boek Spreuke hoofstuk 21, ons is by deel 16. Hy sê die mens wat afdwaal van die pad van verstand, met ander woorde, my sielste mensie, die mens wat afdwaal van die pad van verstand, hierdie verstaan vir my uit soos 'n paal bo water, die bo-natuurlike geopenbaarde woord. As ek een keer tot die lig gekom het, kan ek nie terugdraai na die duisternis toe nie. Dis onmoontlik. Hoekom? Ek sê nie jy kan nie, maar ons mag nie.
Want ons glo nie in daai teologie van een keer gered, altyd gered nie. Paulus sê, Apostel Paulus sê, strewe hard om in te gaan. Smal is die weg wat lei na die ewige lewe, min kry daar, breed is die pad wat lei na die verderf, vele vind jy daarop. So, die mens wat afdwaal van die pad van die bonatuurlike geopenbaarde woord, wat hulle ontvang het, hy sê, sal in die vergadering van die skimme, nou ek sê van die dood en die sondes rus, met ander woorde in die doderyk rus. En ek wil nie in jou plek wees die dag voor die wit troon oordeel nie. Nie as jy een keer 'n Jafis geword het en dit bely het nie. Die woord sê, dis beter vir jou dat jy nie tot die kennis gekom het nie. Hy wat die weg ken en hom nie bewandel nie, sal met dubbele slag geslaan word. Dis wat die woord sê. Hy vers 17, wie van vrolikheid hou, partytjies, nightclubs, laat aande, jolijt, brandewyn en coke en boereworsrolls, ramsteaks, noem het wat jy wil. Wie van vrolikheid hou, hierdie vrolikheid is nie net lekker, net om lekker gesindheid te hê nie. Vrolikheid, dit is party, heel nag, onbehoorlik. Wie van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek. En is dit nie so dat die mense wat mees van die tyd sukkel nie, is die ouens wat elke Vrydag aand partytjie hou, of elke Saterdag aand drinkpartytjie het nie. Hy sê die man wat van vrolikheid, hy sê wie, die man en die vrou wat van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek. Hoekom? Vrydag aand is dit net sulke tyd en die res van die week, dan moet jy leen hier, leen daar, net om brood op jou tafel te sit vir jou kinders. Hy sê, is 'n man van gebrek, hy wat van wyn en olie hou. Nou die wyn en die olie is beeldspraak. Olyfolie speel in die Bybel se tyd, het 'n verskriklike groot rol gespeel. Vandag nog, jou Italianers en Grieke en daai ouens, olyfolie speel 'n groot rol in hulle voedselvoorbereiding. Vernaam virgin oil, daai regte olyfolie. Dit is ook medisyne en dit is ook 'n voedingsstof. Hy sê 'n man wat is 'n man van gebrek. Hy of sy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie. Hoekom? Jy drink dit uit. Jy eet dit op. Jy mors dit uit. Wyn en olie. Terwyl in die Bybel ook die wyn 'n goeie simboliek was. Wyn, Yeshua sê dat geen man sal 'n goeie wyn in 'n gebruikte sak sit nie, of 'n geskeurde sak sit nie. En in die Bybelse tyd weer, die olie was 'n tipe van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh gewees. Hy sê, maar hy wat dit uitmors, hy sal nie ryk word nie, sy sal nie ryk word nie. Hulle sal nooit iets bymekaar maak nie. Hulle sal altyd aan die leen wees. Daar sal altyd gebrek wees, maar Vrydag aan is daar geld vir drank. Daai een kon ek nooit verstaan nie. Jy het ouens, hulle sukkel die hele week om net kop bo water te hou, maar Vrydag aan dan is dit sulke tyd. Die goddelose is 'n losprys vir die geregverdige. Die goddelose is 'n losprys vir die regverdige. Wat beteken dit? Dat 'n goddelose veroorsaak dat ek gered word? Sê wat dit beteken? Ekskuus tog. Die goddelose is 'n losprys vir die regverdige. 'n Losprys is 'n ransom. Wanneer hulle jou vrou hijack en dan ontvoer, dis die Afrikaanse woord, dan is daar 'n losprys wat jy moet betaal. Die goddelose is die losprys, is die ransom vir die regverdige. Nee. Ek en u het 'n verantwoordelikheid as regverdiges om juis die bonatuurlike evangelie aan die goddeloses te verkondig, sodat hulle die losprys in Yeshua kan ontvang in sy bloed. Is dit nie wonderlik nie? Die goddelose is 'n losprys vir die regverdige, en in die plek van die opregte kom die ontroue. En in die plek van die opregtes
Met ander woorde, die bruid van Jafashua, kom die ontroue. Ek sien die beeldspraak wat verskeie is in hierdie skrifgedeelte. Eerstens, verwys hy na die goddelose, wat amper die prys is vir die regverdige. Wat beteken dat Jafashua moes kom sonde word. Soos 'n goddelose, hy was nie goddeloos nie. Die Bybel sê hy het geen sonde gehad nie, maar hy het sonde kom word. En deurdat hy in die plek van 'n goddelose gekom het, is hy vir my die losprys om vir ewig te kan lewe. Sien nie die beeldspraak wat verskyn is hierso? Jafashua het vir ons goddeloos kom word, in die opsig dat hy niks verkeerd gedoen het nie, maar dat hy in my plek kom staan het, en hy in u plek kom staan het, sodat hy die losprys kon word, die verlossing, die losprys, die totale boeteprys, sodat ek en u selfs in 2026 vandag in die heerlikheid en krag van die Ruach kan wandel. Prys hom, prys Jafashua, dat hy bereid was om vir ons die losprys te word, om selfs met die goddeloses gelyk gereken te word. Hy het sonde kom word, hy het nie sonde gehad nie, hy het sonde kom word, want die woord sê, vervloek is hy wat aan 'n kruis hang. Die Romeinse houtkruis. Nou weer wil ek sê, of het nou so kruis was, of het 'n reguitstok was, of wat, maak nie saak nie. Die Romeine het 'n kruis so houtteekruis gedra, soos ons hom ken, al gebruik 300 jaar voor Jafashua. Dit was 'n martelstok, dit was 'n vervloeking, dit was 'n vloekhout, 'n vloekstok. Die goddelose is 'n losprys vir die regverdige. So wat het Jafashua kom doen? Hy het in ons plek kom sterwe. Hy het ons kom vryskoop. En in die plek van die opregtes kom die ontroue. En in die plek van die opregtes kom die ontroue. Wie was die opregte? Jafashua. In my wie ontrou was, wat 'n heiden was, u. Ons was uitgeknip reguit hel toe, witroenoordeel hel toe. Maar in die plek van die opregte kom die ontroue, in die plek van Jafashua, die opregte, kom die ontroue, ek wil nou 'n woord in hakies sit agter in die plek van die opregte Jafashua, kom die ontroue of die sondaar in, kom tot bekering. As hy nie kom sonde word het nie, as hy nie vir ons goddeloos kom word het nie, om die losprys te wees dat ek en u die regverdiges genoem kan word. Die geseëndes, die getroues, die regverdiges, die gunsgenote, die regverdiges, die gesalfdes. Ek hou van die woord regverdig. Ons was dit nie gewees nie. Ons het sonde leer ken. En die woord sê dat die sonde het 'n skeiding gemaak tussen ons en Jahwe Almagtig. En as gevolg van daai skeidingsmuur, daai sondesmuur, wat bokkies en lammetjies en duifies en koeie nie kon betaal het nie. Dit kos Jafashua, die regverdige, om goddeloos te kom word. Om in die plek van die goddeloses te kom sterwe, sodat ek en u vanmôre regverdig kan wees. In die plek van die opregtes, met ander woorde, in die plek van die opregtes, kom die ontroue. Hy het vir ons die prys kom betaal, hy het ons kom vrykoop, hy het alles reeds gedoen. En weet jy wat die woord? Reeds. Hy moenie nog spykers in sy hand kry nie. Hy moenie nog eers 'n doringkoon kry nie. Hy moenie nog eers 'n steek in sy sy kry nie. Hy moenie nog eers kom sterf nie. Hy moenie nog eers uit die dode kom opstaan en lewend in die hemel opvaar. Hy het dit als gedoen. Die onus lê by my en by u vanmôre.
Tot watter mate wil ons in die heerlikheid en in die krag van Jahweh funksioneer? Tot watter mate wil ons eet van die brood van geregtigheid? Tot watter mate wil ons drink by die fontein van ewige lewe? En weet jy wat, hy is dit vir ons alles. Hy het dit vir ons kom word. Hy het dit vir ons kom gee. Hy sê, hy wat honger en dors het, kom na die waters. Hy wat geen geld het, kom eet verniet van die brood van die ewige lewe. Halleluja. Wat 'n uitnodiging op hierdie maandagoggend. Maak nie saak wat oor die naweek gebeur het nie. Maak nie saak wat die probleme was nie. Hier's 'n splinter nuwe uitnodiging vir môre. Waar Jahweh sê, hulle wat honger en dors het, kom na die waters. Al as jy broek, al het jy geen geld nie, al is jy arm finansiëel, kom kry verniet. Dit is so maklik om te kom en sê, hier is ek. Hier is ek. Bekering is om te kom op die plek waar ek kan erken dat ek 'n sondaar is. Waar ek my sondes kan bely voor Jahweh, nie voor mense nie. Die woord kom en hy sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. So die antwoord is in hierdie oggend hier, is om na hom te kom. Nie van om maar weg te hardloop nie, maar na hom toe te kom. Hy sê, as jy wil, hulle wie wil, kom nou, laat ons die saak uitmaak, hoor nou mooi. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, sal word soos sneeu. Is dit nie wonderlik vanmôre nie? So kom ons vat moed vanmôre, ons staan in hierdie dag in die wete dat Jahweh het klaar die volle prys betaal. En ek en u is in hom geregverdig deur sy genadebloed. Tot môreoggend as Vader Jahweh liewe son te spaar, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.